Die Here het vir Michael deur die nag 'n woord gegee en dit pas nogal baie goed in oor dit wat ek volgende week wil doen. Michael wil dit nie net gou vir die mense kom gee nie. En, Ek hierdie woord het hier donderdagoggend in die vroeë ure tot my gekom. Maar dis nou al die laaste 2 weke wat die Here met my praat, soort van met die onderwerp wat my elke oggend wat ek noem my power hour met die Here. As ek wakker word en dan sê ek, Here, praat met my, ek luister. En partykeer gebeur daar niks, maar baie keer dan asof hierdie gedagtes by my opkom. Maar donderdagoggend word ek vroeg wakker en ek dink maar, want ek hoor 'n vreemde taal hier op my stoep. En 'n stemme wat ek hoor. Dink maar, dit is snaaks. Ek moet opstaan en gaan kyk. Maar soos wat ek regop kom, sien ek maar so deur die gordyn, my stoeplig kom nie aan nie en hy kom aan as daar beweging is. So dit moet iets anders wees en ek lê so half terug teen die kussing en nou luister ek na die stem met my praat. Maar asof ek niks kan verstaan wat gesê word nie. En dit word stil. En die volgende oomblik kom dit in my gedagtes op en ek deel dit met julle. Distels en dorings, brullende leeu en aasvoëls van die wêreld. Soos vir my knegt Moses in Egipte, lê daar voor julle 'n berg om te oorwin. Soos die bloed hulle beskerm het teen die plaag van Egipte, lê daar vir julle 'n tyd voor van beproewing. My woord is waar. Elke woord, elke punt, elke komma. Ek self het vir julle gesê wat om te verwag, voordat ek my bruid kom haal. Tye van oorlog, tye van tekens in die lug, pestilensies en famine. Soos dit gespreek is, so sal dit wees. Niks wat julle as mens kan doen, kan dit keer nie. Maar wat gaan jy doen, my kind? Soos my volk in Egipte hulle deurposte met bloed besmeer het, so moet julle julle aardse woning salf en gevul word met my gees. Dan en dan alleenlik sal jy my beskerming geniet, totdat ek kom om julle te kom haal. Ek waarsku weer, distels en dorings, brullende leeu's en aasvoëls, in misleidende gedaantes. Waak en pas op. Waak en pas op.